Welcome back. You're watching Goeiemorgen, Good Morning. Basic, it's that simple, is a self-help guide that inspires readers to strip away the noise and reconnect with what really matters. We are joined by the author, life coach, Dirk Chase. Baie welkom by Goeiemorgen, Good Morning, Dirk. Baie dankie, dis lekker om hier te wees. Just before we get to the book, can you tell us a bit about your background and how you ended up as a motivational speaker? So I actually have quite a background in being creative. I have a creative industry background. So and I work a lot with people en ek het so baie meetings in 'n dag en dan it just happens. Jy weet daai ding dit is op jou gesig, dan vertel mense vir jou stories. So ek het dit baie geniet altyd en toe het ek met tyd geleer dat miskien wil jy iets teruggee, nie net altyd luister nie. En toe het ek ook gaan swat om 'n gekwalifiseerde life coach te wees. En daar kan jy nou 'n bietjie meer gesels, nie net altyd hoor wat mense sê nie en volgende week weer dieselfde storie hoor nie. Nou kry jy actually die geleentheid om bietjie te sê, "Wel, kan jy hierdie probeer?" Ja. Ja. Hy het nogal so gesit, nê? Heeltemal. 'n Mens gaan maklik met hom kan deel. Maar jy is nou vandag hier om oor hierdie boek of dan nou gids te gesels wat ek dink baie interessant is. So vertel ons so 'n bietjie meer. Hoe sal jy dit opsom in 'n neutedop? Want ek dink ons gaan net 'n bietjie meer in diepte ontleed. Ja. Kyk, ek moet vir julle sê, ek dink dit is belangrik om te begin by ek het hierdie boek geskryf omdat ek wil myself net weer herinner. Wie is ek? Waarvoor staan ek? Waarmee is ek besig? Want daar's so baie noise konstant. En hierdie boek het regtig develop as ek wat met myself gesels en daarso het daar nou 'n boek ontstaan. Want jy begin later met mense te gesels en hulle sê nee, maar hierdie is eintlik 'n boek. En die regte mense. En voordat ek weet, is ek besig met 'n projek. So dit is eintlik maar meer goeders wat ek al doen vir die laaste 13 jaar van my lewe om 'n beter uitkyk op die lewe te hê. Want daar is so baie aan die gang. En jy moet elke dag kies wanneer is jy involved in alles wat om jou aan die gang is. Ja. So dit is waaroor basic gaan. Dit is net eenvoudige goed wat jy kan doen van goed asemhaal, journaling. Ja, en ons moet ook gesels oor die minimalistiese voorblad. Rarig. Ras, jy hou ook daarvan. Dit is so treffend. Like it's spot on. I think even from whatever is in the book, just the actual cover design is absolutely amazing. Hier is wel 'n tikfout. Hier's niks op hierdie bladsy nie. Dis waar ek kan teken. Wow, okay, daar het jy dit. Dirk, are you a motivated person, or do you feel like you need to apply some of your own techniques sometimes? Just thinking about actually how difficult it is to sit down and write a book. Do you feel motivated all the time to do the things that you have to do, or do you have got to implement some of your own advice to get yourself going as well? I have to do this all the time. All the time. Daar's nie vir my almal van ons is mense op die einde van die dag. Niemand van ons kan net sê, ek het dit nie. Ek dink as jy daar in daai gebied van jou brein ingaan, is jy in 'n gevaarlike plek, want groei gaan nooit ophou nie. So ja, ek doen definitief my eie beginsels. En jy moet maar jou eie pep talk hê in die oggende. And we all have friends. En daai mense wat vir jou iets beteken of iemand wat jy sommer net op YouTube kan gaan en kyk, that's my person. Ons kyk na mekaar. Is julle mekaar se person? Ja, ons is al 4 uur in die oggend. Ja, ek sou vanoggend nogal vir julle kon gebruik, hoor. So is dit die beginpunt. Ek meen want jy weet dit laat mense nou dink aan die hele back to the basics wat hulle mense sê benadering. So sou jy sê dit is die beginpunt, daai sogenaamde pep talk met jouself. Elke oggend. Ja, elke dag. Nie net elke oggend nie, dwars deur jou dag. As jy besig is met as jy net by die werk kom, as jy saam met vriende kuier, jy het heeltyd keuses voor jou. So ek kies hoe wil ek wees. Ja. As ek nie van jou hou nie, ek moet kies hoe gaan ek dit hanteer. Ja. As jy nie van my hou nie, moet ek ook kies hoe ek dit gaan hanteer. Ja. Want dit is die lewe. You can't go around it. So ja, verseker, in die oggend, ons het almal ons eie maniere hoe ons dit doen. Party mense journal byvoorbeeld vroeg in die oggend. Ja. Ek persoonlik doen dit in die aand, want ek wil reflekteer op my dag wat verby is. Ja. Want ek wil sien wat het ek gedoen wat nie vir my gewerk nie en wat het gewerk. Ek bespreek alles in die boek. Ja, en ek wil ook gesels oor iets wat in die boek wel bespreek word, is negative emotion therapy. Wat presies behels dit? So jy wil jou negative emotional therapy is basies om van belief systems ontslae te raak. Daai negative beliefs. So jy wil
eintlik half agter die kap van die bal kom om agter te kom dat everything that we do is tipe van 'n survival instinct of jy het iewers te doen gehad met iets in jou lewe en dit het 'n ding afgeskop. Maar nou wil jy negative emotional therapy doen om seker te maak everything works in peace. Jy wil vorentoe gaan en besef dat okay, daai het dalk vir my gewerk op 'n stadium in my lewe, nou nie meer nie, maar let's not hate it. Ja. Let's make it work into something beautiful. Let's take it for what it is, learn from it Yes, and move on. absolutely. Ja, amazing. Ja, en dan is dit natuurlik vir my goed om te sê, gaan sien iemand. As jy sukkel met iets, as jy nie verby dit kom op jou eie nie. Daar's baie professionele mense daar buite, so you got to do it. You got to do the work. Ek wil so 'n bietjie meer tegnies raak. 113 bladsye. Is dit doelbewus? Glad nie. Ek het geskryf en net dit was soos ek sê, dit was my eie projek en toe het ek eendag gesien, ek is op 26000 woorde. Maar toe voel ek's nog nie klaar nie. En toe die dag toe ek klaar is, toe sê ek dink so 32000 en toe dink ek okay, wrap it up. Dis nou genoeg. En toe ons dit eers in boekvorm sit, te sien ek hoeveel bladsye daar is. Maar ek hou daarvan dat dit min is, want mense is vinnig overwhelmed met boeke. As jy so 'n lekker dik selfhelpboek kry, dan waarom moet ek daarmee ook nog begin? So ek hou daarvan dat hy so klein en eenvoudig en basic is. Like it's a place to start and take it or leave it. Jy gaan van dit gebruik in jou lewe of dalk nie. Dirk, what is the main lesson that you want people to take away from basic? It's that simple. If you could sum it up as just one thing that you'd like people to learn. I would really like people to just go back into getting to know themselves. And because if you don't know yourself, that's a dangerous zone. Yeah. So go back, go inside, find what's really going on in your own life, and then get to know yourself so that you can start being better. Yeah, that's a lot easier said than done, right? Absolutely. And it's a practice. It's a daily repetition of getting rid of those negative self-beliefs and kind of going through it and taking from maybe a negative experience, learning from it and moving on. It is, but it is your responsibility. Right? It's not my job to fix you. It's not her job to fix you. We can be there for you, but you have to go through it. That's the only way you can get through it, is going through it. Yeah, the only way out is sit through. with it, exactly. And you want to get to know yourself. You really want to get to know yourself. At the end of the day, I mean, I always think if I'm on my deathbed, I want to go, yes, this was a ride. I enjoyed it. Nou maar met daai in gedagte, hoe verseker jy dat een filosofie vir soveel verskillende mense werk? Wat vir my lekker is almal het hulle eie tribe. So julle het al seker baie daarvan gehoor. So almal gaan nie altyd van dieselfde ou se werk hou nie. Maar die mense wat dit nodig het, gaan op uitkom. Dis wat ek glo. Ek het 'n baie spiritual approach oor hierdie goed. Ek dink ewen net mense wat jy ontmoet, al is dit iemand in 'n koffieshop vinnig. Jy kry vinnig iets. Ek stem. En dit was in daai oomblik bedoel. Ja. So daar gaan baie mense wees wat van basic en ander mense gaan wees soos hierdie is vir my nie, maar daar's iemand anders se boek wat vir hulle gaan wees. So dis great. Hoe prakties is die raad of die lesse wat in hierdie boek is? So ek het dit baie geskryf met die uitkyk van omdat ek myself remind het wie ek is. This is what happened in my life. Dis nie 'n autobiografie nie. So jy gaan 'n stukkie kan lees en sê, maar ek het al met so iets te doen gehad, dan vat jy dit vir jouself. Wat meer prakties daarin is soos om te gaan explore hoe jy meditasie sal aanpak. Want ons almal doen dit anders. Party mense moet na iets luister, ander van ons het breathing techniques wat ons doen. So jy gaan prakties daar raak. Jy gaan prakties raak as jy journal. So ek was byvoorbeeld beskryf in die boek hoe ek my journaling proses aanpak. Ja. Maar dit gaan nie vir jou noodwendig werk nie. Ek het nou eendag met iemand gesels wat nie regtig journal nie en toe sê sy maak haar dit om te skryf. Dus ek maar skryf 'n woord. Skryf net 'n woord neer en dan kyk jy wat voel jy as jy daai woord sien. En toe begin sy dadelik met te gesels oor die woord. Sê ek nee. This is your journey. Dan skryf jy wat jy voel oor daai woord just to unpack. Want dis hoe jy gaan begin leer ken wie jy is en hoe jy voel oor goed. So ja, ek sê gaan met dit en lees dit en maak dit jou eie. Daar's die meeste feedback wat ek kry uit hierdie boek uit is mense sê, "Sjoe, hier is 'n workbook. Hierdie is nie net sommer net 'n leesboek nie." So die een nou het reguit vir my gesê die boek is dikker as wat hy lyk. So ek wil tog vir jou vra, jy weet, want dit is 'n soort gids
So is daar stappe wat op mekaar volg? Nee. Na ander nee. Nee, dis juis doen dit op jou eie manier. So daar's nie eers 'n indeks nie. So daar's en elke afdeling het miskien kom ons sê 2 tot 4 bladsye. So jy kan teruggaan daarna toe as daai jou stukkie is. Want ek het ook al gehoor ander mense het vir my gesê hulle sal weer oor 5 jaar hierdie boek wil lees want daar gaan nuwe meaning uit dit uitkom. So nee, ek wou nie die hele stap vir stap ding doen nie want dan soek jy dalk 'n resultaat wat jy dalk nie gaan kry nie. Because you're waiting for an expectation, maar jy moet deur dit gaan en kyk wat gebeur. Ek wil ook vir jou vra, hoekom geniet jy so die werk wat jy doen, net om jou af te sluit voor jy hierdie vir ons gaan teken? Ek môre. Ja, dis julle sin. Skus, vra gou weer, wat hoekom is dit so lekker vir jou om te doen wat jy doen? Daar's 'n baie groot reward om te sien hoe mense die lewe geniet. Asseblief, is Jy het nog gespot, daar's 'n spesiale Ek kan hom op daai oop bladsy vir julle doen. En terwyl jy dit doen, hoe kan mense jou in die hande kry? Hoe kan hulle die boek in die hande kry? So, gaan net na my webwerf toe. Dis www.dirkchase.com. Alles is daar. Dis so 'n basic website soos wat hierdie boek basic is. So jy volg net die stappe en dan sal ek sal respond. Want ek doen alles self. So daar's dalk 'n dag of 2 se wag. Just bear with me, but this is my journey and I'm enjoying it. So yeah. Basic. It's that simple. Baie dankie Dirk Chase. Vanoggend hier op Goeiemôre, Good Morning. Onthou jy kan al ons gesprekke gaan volg op ons sosiale media blaaie as ook op ons YouTube kanaal. Ons is net hierna terug en die superster Ray Dillon kom kuier bietjie. Bly ingeskakel.